Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Bemarking is nie bloot 'n integrale deel van besigheidssukses nie. Dit is die besigheid. Melanie van Rooi staan aan die hoof van bemarking by Clicks en was vroeër in dieselfde hoedanigheid betrokke by sowel Makro SA as Dis-Chem. Met 'n doktorsgraad in ekonometrie het sy 'n passie vir bemarkingsanalise ten einde verbruikersgedrag beter te verstaan en bemarkingstrategieë te verbeter. En Melanie, wat 'n paar jaar gelede by die dood omgedraai het vanweë gewas in haar kolon, beskaar besluit om 'n MBA te voltooi aan die Noordwes Universiteit se besigheidskool as die insiggewendste hupstoot vir haar loopbaan in die koöperatiewe wêreld. Lekker leer en lekker luister. Melanie, baie welkom op Klipkouers. Dis heerlik om jou te hê. Dankie vir jou tyd. Ons het jou vinnig 'n gap gekry en ons het hom gegryp, nee. Ons het hom soos 'n goeie senter gevat. Daar sy. Dankie Jacques. Baie lekker om hier te wees. Sê vir ons, vertel ons 'n bietjie jou storie. Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het tot waar jy nou hierso sit? Ja, Jacques, ek het 'n kleurvolle storie. So ek is 'n Middelburg kind. Ek het in Platteland groot geword, Middelburg Hoërskool gematrikuleer. Dis nou in die Laagveld, né? In Mpumalanga. Dis hy in die Oos-Transvaal, nie die Karoo nie. Ek was die 4de van 5 kinders. Een van 2 verrassings van my ouers. Vreeslike gedrewe, geweldige betrokke ouers gehad. My ma en my pa geweldig entrepreneurial, sommer elkeen hier ekstra werkie gehad. Hier was een 'n musiekjuffrou en die ander een was 'n wiskunde meneer, boonbehalwe. So baie betrokke en ek is uiteindelik RAI toe van daar af. En ek sê altyd vir mense, ons was die eerste kinders, jy weet wat na Sodom en Gomorra toe gegaan het. Jy weet kinders in Middelburg het Pik toe gegaan of hulle het Bloemfontein toe gegaan of Tikkies toe, maar nie Johannesburg toe nie. So my broer was 8 jaar voor my die pionier en Hoekom het hy op rou besluit daai tyd? Ek moet jou eerlikwaar sê, tot vandag toe verstaan ek dit nie, want hy was nie regtig daai tipe nie, maar hy het altyd so 'n bietjie van 'n rebelse streep in hom. Gaan jy sien nie by Groot Jacques, hy tree nou hierdie jaar af as hoof van die skool van ekonomie by RAI. Vragtig. Kan jy dit nou glo? Wat nou natuurlik intussen UJ geword het, soos hulle sê. Maar ek het daai jare ongelooflik geniet. Ek was 'n ware student, akademie het nie agterweë gebly nie. Ek het BCom ekonometrie gaan, want eintlik wou ek 'n dokter geword het, maar eendag sal ek jou die lang storie by jou koffiewinkel vertel hoekom ek toe nou nie 'n dokter geword het nie. Ek het toe 'n ander dokter geword, maar nie 'n ginekoloog nie. En ek het my BCom ekonometrie daar gaan doen, want dis wat slim kinders gaan. Swatte daai tyd het of 'n dokter of 'n Wel, dis wat die voorligter vir jou sê, nee. Dit was ons ken die drill, was dokter, dominee, prokureur. En ek is kort na universiteit getroud met my skoolliefde en ek het aanvanklik by die Reservebank gewerk. Ek het daar my beroep begin en dit was vir my ongelooflik lekker. Ek was 'n jaar of 2 daar en toe word ek getrek deur 'n dosent van my na Tikkies toe. Ek het toe by Tikkies gaan aansluit omdat ek ook met 'n gesin wou begin en ek het gedink dis nou goed, jy weet, dan het ek nou die beste van 2 wêrelde. My honneurs daar gedoen. Kort daarna toe sê RAI, jy kom terug na ons toe, jy's 'n kind van ons met die groen. En ek het toe my M daar gaan doen en ek is toe. Is dit ook in ekonometrie? Ook in ekonometrie. Ag, ou dingetjie, ek het partykeer gelyk soos 'n student as ek nie fancy aangetrek het nie. En ek het my seun en my dogter in daai tyd gehad, my seun Dean en my dogter Janelle. En dit was eintlik vir my heerlik want ek het baie navorsing gehardloop by RAI, so dit was ek was nog betrokke by kom ons sê die korporatiewe wêreld in daai sin, maar ek kon ook my liefde vir leer en so aan doen. En soos wat mense maar doen as jy dosent is, as jy kry 'n D, want dis hoe jy bevordering kry, ek het op 'n Jy laat dit maklik klink, hoor. Dit is skryf jy nou 'n D. Ek was maar 28, weet jy, Jacques, het my doktorsgraad gekry en ek sê baie keer, as ek terugkyk, dink ek dit was te jonk. Ek dink nie op 28 weet 'n mens noodwendig alles wat jy wil weet nie en jy spesialiseer verskriklik gou, maar ek sal nooit terugkyk en skaf en sê nee nie.
ek is toe nou 'n hele ruk by RAI gewees. Kan ek jou 'n dom vraag vra? Of wat in 'n een sin, wat behels ekonometrie? So ekonometrie is die wiskunde en statistiek agter ekonomie. So al die vooruitskattings wat jy sien, dis ekonometrie. So ons vat ekonomiese data, ons bou 'n model en ons vertel vir jou wat ons dink gaan in die toekoms gebeur. En so hy projekteer altyd vooruit. Hy projekteer, gebruik die verlede, projekteer vooruit. Waar shares? Ek het na RAI is my man verplaas na Potchefstroom toe. Ek het daartoe besluit ek gaan nou my eie ding doen, want ek het nou maar hierdie entrepreneuriese skill. Ek het 'n wiskunde sentrum vir skoolkinders begin, baie suksesvol. Ek het altyd betrokke gebly by RAI. Ek het altyd gasdosent klasse gaan gee ensovoorts. En toe besluit ek op 'n dag, maar die gereiery tussen Johannesburg en die huis, ek moet eintlik 'n werk by die Pik kry. So jy het gecommute tussen Potche en Johannesburg. Dis jy weet, ja. So toe besluit ek gaan nou hierdie besigheid hou, maar ek gaan nou klas gee by die Pik en al hoe ek daar gaan inkom is ek moet ook 'n pikker word. Nee, 'n pikkie. En ek besluit toe ek gaan my MBA doen. En in daai tyd het dit daaroor gegaan. Maar jare later het ek besef dit het toe heel iets anders in my lewe beteken. Ek het toe by die Westydse Potchefstroom Sakeskool ingeskryf voltyds. Saterdag klas gedraf elke Saterdag en ek moet jou sê Jacques, dit was vir my ongelooflik lekker. Dit was 10 jaar na my doktorsgraad. So toe ek natuurlik nou al bietjie meer gevorderd. Ek was al 36 toe ek begin swatte daaraan. En ek moet jou sê, ek het elke oomblik geniet. Wat toe gebeur in daai jaar is, my sis het gewerk vir SAB en ABI was die koeldrank, ek sê altyd, hulle was die Coca-Cola mense van SAB, hulle soek toe 'n hoof van navorsing en strategie. En my kleinste sê, hoor jy julle met hierdie gilde aan Potchefstroom gaan haal. Maar toe ek nou intussen nog nie reg gekom by die Pik vir 'n klas gee nie, ek probeer nou nog, jy sien. En ek kry toe die oproep en daar gaan ek. En in Oktober van my eerste jaar van my MBA, begin ek toe by ABI en toe gaan hierdie MBA wêreld vir my werklik oop. Want toe kon ek dit wat ek moet doen vir 'n projek toepas in my werk. As dit oor bemarking gegaan het dit gegaan oor my werk. As dit oor voorsieningsketting gegaan het. So in daai 3 jaar het ek weet dit voel vir my soos ek 'n spons was. Ek het net gegroei. En toe ek einde 2003 het ek my MBA klaar gemaak en dit voel vir my dit was toe letterlik die beginpunt van die res van my korporatiewe loopbaan. Ek het kort daarna ek het teruggetrek Johannesburg toe wat bly maar my liefde. Toe my Dian in standaard 7 was, het ek besluit ek gaan terug Johannesburg toe. Die ryery het ook net vir my te veel geraak. En so ja, ek het toe uiteindelik nooit by die Pik gaan klas gee nie. Ek het toe nou by ABI en ek het dit ontsettend geniet. En so hier rondom 2009 toe werk ek nou nie. Toe kry ek 'n geleentheid om 'n Dulcie koffiewinkel te koop by 'n hospitaal. My jammer. En ek weet nie of ons almal hierdie ding het om een of ander tyd in ons lewe 'n koffiewinkel te hê nie, maar jy weet mos hierdie romantiese idee van die koffiewinkel en ek dink toe wel, jy weet as ek nou hierdie koffiewinkel, my pa het op daai stadium so half afgetree en ek het vir hom, jy weet, hy kon net nie stil sit nie. Yes. Toe koop ek nou die koffiewinkel en hy bestuur vir my die koffiewinkel. So ek het dit so half aan die kant gedoen, maar nog altyd soos ek sê die entrepreneuriese ding. En ek is toe in 2010 by ABI weg, heerlik daar gewerk die 10 jaar. En toe ek in 2011 het ek gaan saamspan, jy sou nie vir glo nie, by my gewese man het 'n massiewe labour broking maatskappy in Pretoria gehad by Lorem. En ons het besluit om aan hierdie arbeidsplek van hom 'n besigheid vir my seun te bou. Hy het op daai stadium amper klaar geswat in Stellenbosch. En hy het finansiële bestuur geswat en ons het besluit om 'n finansiële maatskappy vir hom te bou aan die kant van hierdie enorme maatskappy sodat hy addisionele finansiële dienste kon doen. Ek het dit gedoen vir so 2 jaar, jy weet, stelsels ingesit in prosesse. Maar dis weer daai entrepreneuriese gee, kom jy met jou 100%. Daai ding gaan nie dood in 'n mens. Dis daai gogga vir jou eers gebyt. Mense sien nou, ek is nou tipiese Gemini job. Ek kan nie een ding doen nie. Dit sal my doodmaak. So ek het hierdie entrepreneuriese ding, maar ek lief die korporatiewe omgewing. Ek lief en jy weet wat is lekker. 'n Ou jy kruisbestuif na al twee kante toe. Dit wat jy by die groot korporatiewe leer,
gaan pas jy toe, maar jy bring ook daai entrepreneuriese gees. Ja. En jy weet in 2013, jy weet eintlik laat 2012 het my persoonlike lewe 'n interessante wending. Ek is gediagnoseer met 'n groot gewas in my kolon. Ek het 'n massiewe operasie gehad waarin omtrent die helfte van my kolon verwyder is. En jy weet ek het by die dood omgedraai en dit gee ou weer 'n ander perspektief oor hoe kosbaar die lewe is. En in die letterlik die dag toe ek hospitaal toe is om die groot operasie wat ek nie geweet het hoe dit gaan eindig nie, het ek die aanbod gekry om Makro se bemarkingsdirekteur te word. Dit was nou in November. Ek kon uiteindelik eers die pos vat in Februarie, want ek moes eers my gesondheid en ek moet jou sê, is van die lekkerste tye in my lewe gewees in Makro. Jy weet, dit was in daai tyd wat ons Makro geposisioneer het, ons het hom gevat van, jy weet, dit is 'n stowwerige plek waar hulseilers heen gaan om hulle goederes te gaan koop in hulle Spaza winkel, na 'n moderne winkel met ongelooflike winkeluitleg. Ons het 'n app laat doen, ons het die webwerf oorgedoen. Ek weet nie of jy die befaamde 100 Deals campaign van weet nie. Dit was my baba, waar jy kan hierdie ding koop vir R100 en daai. Jy weet, ons het op daai stadium ons het die hele maatskappy gerebrand. Ons het die Makro Big on Life ingebring. So dit was vir my 'n tydperk waar jy weet 'n ou regtig waar dit was soos 'n canvas wat ek gehad het, ek net kon verf. Ja. So vir my kreatiewe kant was dit en ek het 'n fantastiese span jong mense gebou van mense wat net doeners was. Jy weet baie keer wat gebeur in bemarking job is dit is 'n print shop. Jy weet jy moet net doen, maak die prentjies. Tot waar jy dit vat na nee, eintlik is data as die goud van 'n maatskappy en data lê in bemarking en so ek het dit gedoen tot 2017. As ek wil net hierdie geval Melanie wanneer het ek bedoel Makro vandag word besit deur Walmart, nee. Dis ek. Wie het Makro besit? Dis of se Duitsers oorspronklik. Wat is sy Makro se geskiedenis? Makro was oorspronklik net Makro. En toe het Makro mos nou vir Dion's by. Onthou die ou Dion's. Het Dion's bygekom en toe later Builders en toe word dit Massmart. Yes. En Massmart is uiteindelik oorgekoop deur Walmart so 2 jaar voor ek daar begin het. So jy het in daai Amerikaanse kultuur ingestap. Jy weet wat fantasties was van die Amerikaners, is hulle het ons het hulle die Walmartians genoem. Die Walmartians het ons gelos, het ons nie ons Suid-Afrikaanse karakter verloor nie. Maar jy het direkte toegang gehad tot daai ongelooflike expertise. So ek was so bevoorreg om Bentonville te besoek. Jy weet om Walmart.com te besoek in Los Angeles om te gaan sien wat doen hulle. So dit was 'n ongelooflike tyd. Jy weet nou die industrie kry swaar. Maar as jy kyk nou hoe Makro se resultate, dis nog steeds ongelooflik goed. So dit was vir my 'n geweldige slypskool. Ek moes ook leer om goed te hardloop soos 'n call center. Wat ek gedink het met my befaamde doktersgraad in ekonometrie, nou hardloop ek 'n call center. Jy weet, maar as mens al daai goed bymekaar sit en ewe skielik moet ek kyk na die kreatiewe deel. So ek kom toe met hierdie wiskunde brein. Want hoe het ek daar begin? Omdat ewe skielik het bemarking verander na die spel word gewen deur die wat die data beheer. So ja, die mooi prentjies en die slogans en al daai goed bly. Maar as jy nie verstaan wat jou verbruiker wil hê nie, as jy nie jou syfers verstaan nie, dan is dit verby. Of akkuraat kan interpreteer nie. Presies. Want ek sê dis is nommer 1 data, nommer 2 is kan jy iets daarmee doen. En weet jy, ja, IT-mense kan ook data bymekaar maak. Maar weet jy wat gebeur? Die bemarking is die vertaler van data. Ek sê altyd my werk is om data te vertaal om insig te kry en insig word uiteindelik strategie. En ek is van daar af het ek 'n baie kort stint gehad by Dis-Chem as groepsbemarkingsdirekteur. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Dis-Chem is die tweede grootste kleinhandelsapteekgroep in Suid-Afrika met 165 winkels, insluitende 4 in Namibië en 1 in Botswana. Die groep het in 2016 onderneem om oor die afgelope 5 jaar hul aantal afsetpunte te verdubbel. Dis-Chem het in 1978 ontstaan toe aptekers Ivan en Lenet Saltzman hul eerste kleinhandelapteek in Mondior, Johannesburg oopgemaak het. Hulle het die konsep van 'n afslagapteek met produkkategorieë
wat tot op daardie stadium as gevolg van wetgewing nog nie in SA apteke aangebied was nie, bekend gestel. 'n ongelooflike brand. Jy weet, Dis-Chem is, jy weet, dit is 'n homegrown storie, né? Hierdie twee 26-jarige aptekers wat hierdie mega maatskappy gevorm het. Maar in daardie tyd het ek ook 'n professor of practice gehoor, dis 'n fancy titel, né? Baie wonderlik. Wat is 'n professor of practice? Is dit 'n werkende professor? Dis is 'n ereprofessor, so jy word nie betaal nie. Jy het net bragging rights. Ja, jy het bragging rights en jy bring jou expertise na die departement. So UJ, hulle hark my maar aanhoudend terug, jy weet, en ek is nou by hulle bemarkingsdepartement, is ek nou hierdie wonderlike professor of practice. So ek kry die wonderlike geleentheid om eenmal 'n jaar gee ek 'n semesterkursus vir pioneerse in praktiese bemarking. Ek het nie 'n handboek nie. Ek vertel hulle net van al hierdie goed. Gevalle studies. En toe ek weg is by Dis-Chem, het ek besluit, toe weet ek nou my kinders beplan om oor see te gaan en ek het miskien 'n jaar of wat om saam met hulle te spandeer en ek besluit toe ek gaan uittreë heeltemal uit korporatiefheid en glo my toe nou weer, wat doen ek? Gaan terug na my entrepreneurskap toe. Ek begin toe die Kitchen Sink Consulting waar ek hierdie einste besigheid wat ek vir my seun begin het, was die idee om hom te skaal, om hom te kan verkoop wanneer hy nou oor see gaan. Ons het dit gedoen, en toe gebeur COVID. Kan jy nou glo, net daar gebeur COVID, en ek het die tyd om by my seun in die huis te gaan bly en die besigheid te aanhou bou. Ek het tyd gehad om my pa te verpleeg tot sy dood toe, sonder om maandagoggend in 'n boardroom te moet sit ensovoorts. En ons het wonderlike dinge daar gedoen. Ek het 'n fantastiese projek vir Tiger Brands gedoen. En ek het nog steeds die Kitchen Sink Consulting. En nou kom ek by my laaste deel van my journey. Jy weet, so werk goed. Een maandag aand sit ek en ek's op LinkedIn, wat ek baie min op is, maar so eenmal in 3 weke dan gaan kyk ek. En hier is 'n boodskap van 'n dame van Clicks wat sê, kan ek hulle dringend kontak? Hulle soek 'n interim hoof vir bemarking in Kaapstad, stel ek belang. En ek dink, so lekker soos dit. En ek het maandag daai mail gekry en Vrydag het ek die kontrak geteken. Yeah. En die volgende maandag. Ongelooflik. Die volgende maandag het ek begin. Het jy begin? En wanneer was dit nou, Melanie? Wanneer is dit? 1 April het ek begin hierdie jaar. En ek sou vir sê, dit sou net 6 maande gewees het, want hulle soek eintlik 'n permanente hoof van bemarking, maar hulle het 'n sekere idee van hoe hierdie persoon moet lyk. En 'n lang storie kort maak, 6 maande word nou 1 jaar. So nou bly ek tot einde Maart. En wie weet, fingers crossed, ek geniet dit ongelooflik. Wat 'n amazing besigheid. Ongelooflike mense. Ek toer nou maar so tussen Pretoria en Kaapstad. Ek is 'n week in Kaapstad, dan is ek 'n week in... Jy kry nie genoeg van jou supercommuter goed lyk dit my. Nee, weet jy, wat erg net, Jacques, as die lugvaartdinge jou al begin ken, dan moet jy weet, jy is baie op... Jy is dalk, ja, jy vlieg dalk 'n bietjie baie. Maar baie. ek sou vir jou sê, as jy nou van my vra, wat was nou vir my die groot hoogtepunt van my lewe tot dusver? Dan moet ek nou vir jou sê, ek het in 2019 Desember, het ek die ouma van 'n tweeling geword, Ben en Nina, wat absoluut die punte van my hart is. Hulle is nou 21 maande en 5 dae. Hulle bly in Spanje nou, hulle het die 3 September getrek, ouma het vir 'n hele naweek lank gehuil. So hulle is nou Spanjaarde. En ons nou maar hierdie wêreldlinge van ons nou maar so, maar dit was 'n ongelooflike hoogtepunt in my lewe en dit is so lekker om te sien hoe 'n ou se gene en al jou dinge net bymekaar kom om te sien hoe my seun 'n wonderlike pa is. En so dit was vir my, dis my lewe. So dit voel partykeer vir my asof ek 6 mense se lewe in 1 mens se lewe ingedruk het. Maar ek is baie geseënd met 'n ongelooflike ondersteuningsnetwerk. My pa was my grootste fan. My ma druk my nog steeds. My ma sal nog steeds vir my sê, luister nou, hoe was jou werk vandag? Slawe drywer. Nee, sy is nog steeds voor in die koor. Maar en ek het 'n wonderlike familie. Ek het 'n wonderlike man. Jy weet, so ek is net 'n blessed mens. Melanie, ek wil net nou met jou pa en jammer daaroor. Wat het van die Dulsies geword? Ek wil vir jou 2 interessante goed vertel. Oor my kop is dit interessant, maar ek en jy het iets in gemeen, iets ernstigs in gemeen. Maar hoe lank het daai toe nou aangegaan?
So weet jy, ek het die Dulcie vir my pa gekoop toe hy so 70 was. En weet jy, ons het hom gehou tot hy was net so 76, maar weet jy, toe kom ek agter, ja, dit raak bietjie van baie. Jy weet, as jy 'n Dulcie in 'n hospitaal het, dan moet jy al 6 uur moet jy al reg staan met daai eerste koffie, jy weet mos daai tou wat inkom vir die operasies en vanaand na besoektyd maak jy eers toe. En ek het begin agterkom soveel as wat hy dit wou doen, nê. En hy was my baie vies toe ek my Dulcie verkoop het. Hy het my lank gevat om my te vergewe daarvoor. Maar ek het gevoel, jy weet, op 'n punt moet hy ook bietjie aftree en dit geniet met my ma. So ek het hom verkoop. Ek het hom so vir 6 jaar gehad en toe besef ek, jy weet, dit daar's baie eisters in my vuur en toe kom daar per toeval 'n baie goeie koper en soos wat jy weet, as 'n ou vir so 'n plek 'n goeie koper kry. En nou as ek in retrospek terugkyk, kan jy dink ek moes nog daai winkel gehad het in COVID. Dit sou vir my 'n nagmerrie gewees het. Jy weet, so ek het hom op die regte tyd verkoop, goeie geld gemaak, vir oupa 'n lekker bonus gegee, om op 'n lang vakansie gestuur en hy het my éventueel vergewe. So ek wil vinnig, jy het nou van ABI gepraat. Ek het my koöperatiewe loopbaan met Coca-Cola Southern Africa begin. Kan jy glo? En my ouers het in middel 90 se Café Dulcie in Woester oopgemaak. En dit was voor nou, jy weet nou, want ironie, jy weet nou, Kobus Wiese was my heel eerste onderhoud, nee, jy het nou onmiddellik, maar hulle toe nou later mos die Dulcie cafés oorgekoop, baie meer captive market, soos soos met die hospitaal, maar ja, ons het om in 'n tyd, ek sê altyd vir ouens, weet ons, daai Dulcies in Woester oopmaak, toe sy die 20ste Dulcie in die land, en hulle was 20 sterker as Mug and Bean, en Mug and Bean was die kompetisie. Nou is hartseer, ek dink ja, se les al klaar weer in sisteme, prosedures, of in hulle geval dink ek maar net begin die miljoene blaas op karre nog voor, jy weet, en natuurlik, so sê, the rest is history, but daar's niks tegnies oor van die Dulcie soos wat hy was nie, en Mug and Bean is 'n kraghuis. Maar ja, baie spesiale Coca-Cola en Dulcie koffie. So, mekaar maar almal raak. Nou kan jy dink, in daai tyd toe werk ek vir Coca-Cola, so ek het altyd die mooiste yskaste en sambrele in my winkel gehad. Maar vertel ons nou, fascinerende storie. Ek moet sê, ek het nog nie iemand tegengekom wat so kleurvol agtergrond het soos jy nie, maar ek dink ek wil beamoen wat jy sê, jy weet, toe ek was hier en daar nog 'n bietjie in corporate betrokke oor die jare, toe ek vir jou genoem het in 2000, einde 2007 klaargemaak met corporate, maar ek onthou een ding wat ek wil noem, is my rekenmeesters in Londen, klomp Jode, ons het daar in Noordwes Londen gebly, ek het 'n klein Jerusalem, en Andrew Rhodes is sy naam, en hy het vir my eendag gesê, wat hy agtergekom het van ouens, entrepreneurs wat jy weet, ek wil amper sê soos die Jode sê, hulle die BSc kwalifikasies, die behind service counter, nee, die voordeel van die corporate dier, wat entrepreneurskap aanpak, is hy dink groter. En dit was vir my baie interessant, nee, want jy werk met groter budgets, ek dink ons verstaan prosedure en sisteme, nee. Daai is 'n ding wat jy ek wil amper sê eerste in corporate leer, en nie soseer as jy 'n start-up is wat jouself moet uitfigure nie. Jy het nie daai tegniese skills nie, en jy dink dalk 'n bietjie klein. So dit was vir my baie interessant, maar ek moet sê, daai wat jy sê, daai cross-pollination, wat jy jou corporate... Jy weet, dit is 'n ongelooflike voordeel, en ek vind dis hoekom baie van die kleiner beets, veral die startups, faal, want hulle die idee, hulle die visie, hulle het ook dalk die kapitaal om te... Maar weet jy wat ek mis, en ek het dit met my eie seun gesien, is dat dotting the I's and crossing the T's is nie altyd belangrik nie. En as jy jy weet, my les altyd aan jong entrepreneurs, as jy weet, dis nie jou sterk punt nie, en jy het nie gaan leer in corporate nie, kry vir jou 'n vernoot, wat daar was, wat verstaan dat stelsel, proses en mense is belangrik. Want baie keer wat die entrepreneur, hy hardloop deur voor, maar het niemand wat agter hom hierdie goed knoop en vasmaak. En ongelukkig, as jy by die bank kom en hom meer geld het, dis maar vir hulle vra. Hulle wil daai goed weet. Ja. Hulle, ja, die great idee is goed. So dit was die een ding is, jy moet, ek het vir my seun gesê, ek het hom so jaar na universiteit kans gegee om sy
gaan probeer jou start-up en ek het geweet dit gaan nie werk nie. Maar weet jy wat, Jacques, hy moes op daai streep kry. En toe het ons hom teruggestuur. Hy het actually in 'n call center gaan werk vir Auto & General. Prachtig. In 'n call center met sy fancy graad van Stellenbosch en sy plat sportmotortjie. En weet jy wat? Hy sal vir my baie keer sê, "Ma, daai dissipline wat ek geleer het in daai paar jare, toe hy vir 'n ruk onder my kom werk. Ek het hom gek gemaak want ek is so wanneer dit by admin kom. Want ek weet wat gebeur is jy gaan jou gaai dubbel en dwars sien. En so die eerste ding is as jy dit nie self kan doen nie, kry of die ervaring of kry 'n vernoot wat dit kan doen. En die tweede ding is jy weet wat jy heeltemal reg. As jy met 'n 500 miljoen rand budget gewerk het op 'n punt en jy dan jy dink mega. Jy dink net groter. Jy's nie bang om daai stelsel in te sit wat bietjie duurder is, maar jy weet oor die langtermyn gaan dit jou baat nie. So, dit was vir my lekker om hierdie twee hoedens aan te hê oor tyd. Dit was En nog steeds, nee, jy het nog steeds aan. Nee, Ag, en jy weet waar is ek regtig trots, Jacques. Jy weet ek kyk nou vir my seun uiteindelik vir my nou gewys nou so 'n fancy universiteit nou daar in Barcelona waar hy sy MBA doen. En ek wil voel dat die inspirasie wat ek hom gegee het. Ek het hom nooit gesê jy moet 'n MBA doen nie. Ek het wel vir hom gesê ek was top of my class, nee Boeta, beter jy ook wees. Maar ek dink die inspirasie van ek moet breër kyk, ek moet wyeer kyk. Ek kan nie net graad staat maak op my gut en good looks nie. Ek moet daai. Ek is vreeslik trots dat ek die aflosstokkie vir hom kan aangee. En my dogter is besig om dieselfde pad te gaan. Waaroor dit is vir my lekker. Jy weet, sy het meer van my entrepreneurial skill ook gekry. Maar is my lekker om dit te sien gebeur. Kyk, en ek wil aansluit, weet ek het gister of wat was die naweek, jy praat van LinkedIn het ek jy weet, jy ken seker vir Peppy Maree van Joe Public United en Peppy is groot op opvoeding. Hy het gepraat van die probleem met education en ek vra toe vir hom define education. Wat bedoel jy? Want ek sê toe vir hom hoe ek die probleem met education sien. Is nommer 1 is jou content, met ander woorde kos sê substandaard junk in junk out. Dit is nommer 2, dit is die entrepreneurskap / mentorskap komponent. En dan nommer 3 is die talent, die entrepreneurs met die mentorskap, baie ouens, die ouer ouens wat nie sisteme prosedure verstaan nie, likwideer sy besigheid en hy gaan perf toe na die kleinkinders toe. En daar gaan al daai kennis klim op die vliegtuig. Maar punt nommer 2 is daai mentorskap komponent wat jy nou daar noem. Die feit dat jy jou kinders daai insaag, daai inspuiting, lead by example, don't do as I say, do as I do. Dis wonderlik en ek wens ek wil meer van dit sien man. Jy weet ek sien ons sien te min daarvan of soos ek sê die ouens wat daai vaardighede het is ongelukkig soos ek sê het al klaar op die vliegtuig gespring. Ja, dis baie hartseer, jy weet en dit is ons is daai generasie wat die pioniers was. Want as jy mooi daaraan dink, Jacques, my ouers was ek noem hulle die staatsdiensmense gewees. Onthou dit was daai tyd was jy moet werk met 'n salaris en 'n pensioen en 'n mediese fonds. Dan is jy lekker, dan is jy alright. Daai tyd was dit die Grieke het die kafees en die Jode het die winkels. En nou is dit ons. Jy weet jy maak doen. So kom ek vir jou nou gesê die ou wat vir my vandag sê daar's nie geleenthede nie, dis nonsens. Jy weet daar's soveel geleenthede. Ja, dis moeilik. Ek sê dit is moeilik. Maar jong, jy weet jy met jou kinders vandag moet ek sê ons, hulle moet moedersmelk en entrepreneurskap sommer gelyk kry. Jy weet, dis hoe dit werk. Ja. Want dis die lewe vorentoe. Jy weet, jy moet nou al vir daai kleintjie besluit. Jy weet watter rigting gaan jy gaan, waarheen gaan jy gaan. En dis my lekker om te sien hoe hierdie nuwe goed uitkom en dis jammer mense die talent verlaat in die land. My hart is bitterseer oor dit. En vir my is mentorskap waar ek kan ploeg ek terug. Ek voel dit is my sosiale verantwoordelikheid om terug te ploeg in die gemeenskap aan wat dit aanbetref. Ek sal nooit, ek kry soveel ouens wat by my klas gehad het of ergens my raak wat my nou nog boodskap en sê hoe doen ek dit en ek maak tyd. Al het ek hoe besige skedules, ek maak tyd want so groei ons saam. Jy weet, dit is baie super belangrik. So kom ons praat 'n bietjie oor kliks. Jy weet, ek sal graag, jy het 'n belangrike ding aangeraak wat ek wil 'n bietjie uitpak, data.
Ek dink aan die klapkaart is seker daar's nou 'n magtige wapen. Maar kom ons selfs 'n bietjie, wat is kom ons praat 'n bietjie oor die klapkaart, ons praat 'n bietjie 'n groot data, 'n praktiese voorbeeld van wat julle sien, iets wat julle dalk wat uitgespring het in hierdie tyd waar julle, soos ek vir jou vroeër gesê het, kom ons praat uitdagings, geleenthede, en selfs is daar 'n verskaffer of twee wat julle, ek wil amper sê by kan leer oor hoe die manne die mark benader in hierdie moeilike tyd. Jy weet, die interessante van hierdie tydperk van COVID is dat ons wat in die farmaseutiese, kom ons sê retail gedeelte is eintlik bevoordeel gewees, ja. Jy weet, ons is die mense wat kon handel dryf in hierdie periode. Ja. Jy weet, so dis ongelooflik om te sien hoe die industrie oorleef het as gevolg van en met COVID. Want jy weet, aanvanklik was dit jy is oop, jy is die enigste een wat oop is waar mense kan goed kry, en alles, en hoe dit jou denkwyse verander het, hoe jy jou personeel daai tyd moes, weet, hier's ek jy weet, jy's 'n kassier in 'n apteek, en ewe skielik is jy daar en voor, en mense kom met hulle maskers, en dit was geweldig daunting in die begin. Tot waar ons nou is, waar Clicks is nou die grootste inenter van alle intenters, jy weet, en die impak wat dit op jou winkel het, want dink daaraan, ewe skielik het jy 'n tou mense in jou winkel wat jy nooit gehad het nie. Nou moet jy dink aan goed soos, maar hoe gaan ek ander mense daar inkry? Wil hulle daar wees? Wat van die ou wat sy voorskrif wil kom haal? So, COVID het vreeslike nuwe uitdagings vir ons gebied aan, hoe dink ons oor ons winkel uitleg, hoe dink ons aan die tipe personeel wat ons daarmee het, jy weet, so al daai tipe van goed. En dan, wanneer jy jou handelshoed omsit, hoe kry ek daai mense om terwyl hy nou daar staan en wag om ingespuit te word, sommer iets koop daar in die winkel? Jy weet, so, dis vir my 'n groot ding, jy weet, die industrie COVID het verander aan hoe ons dink. Jy weet, ons hele model rondom ons, jy weet, online is so 'n ou klein stukkie van die besigheid. Ewe skielik het online dis die volgende frontier. Jy weet, en ek wil graag terugkom daarna in 'n minuut. Ek dink wat die industrie aanbetref, is dit interessant waarheen ons gegaan het. Die industrie konsolideer. So Clicks en Dis-Chem is maar jou twee groot reuse. En wat nou gebeur is, ons vreet al die kleintjies op, want Ivan Saltzman, dink ek, toe hy Dis-Chem begin het, dink ek het hy absoluut die gesig van die apteek verander. Jy weet, onthou jy, die apteek was altyd die apteek, en dan die ou klein, ek gaan dit nou sê, want dis 'n volkswoord, kaggelkakkies, wat jy verkoop het. Jy weet die absoluut. Ja. En hy het dit kom verander na daai voorwinkel is eintlik waar die groot geld lê. So dis is om my waarde van jou mandjie, nee, dis om my waarde van die mandjie te verhoog. Presies. Jy sien, en toe die regering die enkel prys ingebring het vir medikasie, toe kan jou kleiner apteek net nie meer meeding nie, want die marges op daai medisyne is heeltemal gesny. Al waarvoor jy mag vra is die dispensing fee, né? So, al hoe meer het apteke begin afhanklik word van die voorwinkel om die wins te maak. So, dis hoekom ons het nou net al die Pick n Pay winkels oorgeneem, soos jy weet, die apteke. Dis-Chem het nou net al die Medicares oorgeneem. So, die industrie konsolideer. En ek dink wat nou vir ons, hierdie twee groot reuse, jy weet wat lekker is ons het al eintlik ons eie sandpit elkeen. Dis-Chem, soos wat ek altyd sê, is 'n destinasie. Jy word op 'n Saterdagoggend en jy besluit ek gaan Dis-Chem toe as 'n destinasie, né? Want ek wil 'n klomp goeders gaan koop en ek gaan lank daar spandeer. Clicks is 'n convenience winkel. Ek wil gou om die draai. So jy kan nou dink in die COVID tyd het ons baie meer belangrik geraak, want mense wil net gou inpop. Hulle wil nie nou lank staan in 'n winkel nie. So daar's geweldig impak op ons winkels. En ek dink, as ek nou terugkom by online. Online, ja. Checker 6060 het die landskap totaal verander in hierdie tyd. Jy weet, ek sê mos altyd, soms is besigheid ook luck, nê? Hulle het op presies die regte tyd, hulle het nie geweet van COVID nie. Nee. Maar ek weet, as COVID nie gebeur het nie, was hulle dalk nie so groot sukses nie, maar in die COVID tyd. En wat nou gebeur het, is as jy dink om in 'n winkel te gaan jou inkopies doen, dink jy aan Dis-Chem versus Clicks, nee. Maar as jy vergelyk op die web, dan vergelyk jy die afleweringstyd van Clicks met Takealot.
wat eintlik glad nie competitors is nie, maar nou kompeteer jy op diens. Jy kompeteer nie meer net op produk nie, jy kompeteer nou op diens. So as Checkers sê, hulle kan binne 'n uur goed kom aflewer by jou, so kom kan ek dit nie opdoen nie. Jy weet? So daai ek wil dit hê en ek wil dit nou hê trek. En is moontlik. Ek weet is moontlik. Hoorie, laat ek jou sê, kom ek sê dis die grootste uitdaging wat ons het, wat alle besighede is nou besig om te kyk, hoe kan ons voorsieningsketting aanpas om hiervoor voorsiening te maak? Want ek sê vir sê wat is die uitdaging, Jacques? Aflewering is vrek duur. Om 'n pakkie te gaan aflewer is vrek duur. En hier is die dichotomie soos hulle sê. Jy is of honger vir wins en jy's geduldig vir volume, of jy is honger vir volume en geduldig vir wins. Nou as jy honger is vir volume, Takealot is 'n voorbeeld, Amazon is 'n voorbeeld. Dan gee jy nie om nie wins te maak nie. Jy wil so gou as moontlik so groot as moontlik word. So nou kan jy in Koek en Aap 'n pakkie gaan aflewer wat jou probably R500 kos en jy maak R3 wins. Ja. Goed. Maar as jy 'n handelaar is soos ons wat nog winkels het en mense wat werk in daai winkels, dan moet jy 'n balans vind, want jy kan ook nie al jou wins weggee om so groot as moontlik, so gou as moontlik te word nie. So, ek dink dis 'n ongelooflike tyd om in te wees, en dit is, hoe balanseer ons hierdie behoefte van die verbruiker om onmiddellik iets te hê, versus jou aandeelhouer wat sê, nee Boeta, ek het nie in jou aandeel belê om nie geld te maak, en dan sê jy vir my soos Amazon, dit gaan my 20 jaar vat om winsgewend. So ja, vandag is Amazon winsgewend, maar dit het 20 jaar gevat vir hom daar te word. So, jy weet, vir my is ons in daai spasie, en Checkers het die voortou geneem. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek dink Checkers was ongelooflik innoverend om vooruit te dink, en ek sê altyd, jy moet belê ver vooruit, jy moet ver vooruit dink. En ja, ek dink dit plaas geweldige druk op hulle winkels. As jy dink as jy nou na Checkers kom, jy eintlik kompeteer met die ou wat die rak pak om gou-gou sy goed in sy ou skootertjie te kry. So, jy weet, en onthou, aptekers het ook nie 'n groot winsmarge nie. So is ons op hierdie stadium absoluut op 'n punt waar ons sê, right, ons moet ons aanlyn en die kom ons sê die geriefsgedeelte van aanlyn, jy weet, om medikasie te gaan aflaai, jy weet, daar's allerlei ekstra goed, en Checkers hoef nie te worry oor toiletpapier wat gaan wegraak nie, maar as ek nou jou skedule 5 medisyne vir jou stuur, dis 'n ander storie. Ja. So as ek kyk, Jacques, na kom ons doen 'n vinnige swat. So vir my is die sterkpunte van Clicks is ons het 'n ongelooflike leierskap en personeel. Jare se ondervinding, ongelooflik. Jy weet, dit is 'n Suid-Afrikaans gekweekte kultuur. Ons het 'n fantastiese nasionale verteenwoordiging. Ek meen dis so skoukyskaste, waarever jy is 'n Clicks winkel, né? Ons het dan nou die klapkaart. Jy weet, dit is die top loyaliteitsprogram in Suid-Afrika. Ons het nou net coolste retailer ook gewen. Pragtig. En jy weet, ons sit met 9.4 miljoen klapkaarthouers. Jy weet, dit is ongelooflik. As ek vir jou kan sê, ons gee elke 2 maande in die orde van R200 miljoen weg aan cashback. Jy weet wat die ouens kry, wat hulle nou terugkry op dit wat hulle spandeer het. As ek vir jou sê, iemand wat aan ons Baba Club behoort, kry 4% van al hulle aankope op produkte, nou natuurlik nou nie op jou melk en jou doeke nie, dis nou daar buite, maar dis ongelooflik. Ander sterkpunte, ons het verskriklik sterk handelsmerke wat ons self ontwikkel het, soos My Earth en Expert en daai goed wat 'n goedkoper alternatief bied vir jou multinational brands. Jy weet, en dan natuurlik ons groot sterkpunt, Jacques, is niks in Clicks gebeur sonder dat daar nie syfers agter dit is nie. Jy weet, en ons is nie in analysis paralysis nie, want jy kan daar wees. Ja. Maar ons gebruik daai insigte wat ons kry uit wat daai 9.2 miljoen customers vir ons sê. Waar wil ek koop? Wanneer wil ek koop? Wat wil ek koop? Hoeveel daarvan wil ek koop? Wat wil ek nog koop? Jy weet, ons het 'n span by mekaar wat net ongelooflik is. So, wat jy nou nie sal weet nie, is as jy nou op die webwerf gaan, daar's goed wat jy sien wat ek nie sien. Daar's 'n e-mail wat jy kry met produkte wat ek nie sien nie. So, ons probeer werklik waar
op 'n persoonlike manier met jou kommunikeer. Ons is nog nie daar waar Amazon is wat ek 1 tot 1 amper met jou kan praat nie. Jy weet? Maar dat ons niks wat ons doen word nie gebaseer op 'n insig wat uit 'n syfer kom nie. Weet ek dink baie maatskappye sê, ek het baie data. Ja, ons het baie data. En dan vra jy hulle, maar waarvoor gebruik jy dit? Nee, ons weet nie. Jy weet, tot die goeders wat ons in daai, ek noem die duiwel se gang, daai snake queue, daar voor die til waar jy ewe skielik daai chocolates, hy impulse purchase. En een of ander breed het my dogter altyd lip eyes nodig as ons in daai tuin staan. Maar al die data, jy weet, moenie dink daai lip eyes is daar sommer net vir sommer nie. Ons weet wat verkoop. So ek sou sê dis ons sterkpunt. Ons swakpunt, as ek kan sê 'n swakpunt, is jou probleem is dat ons groei vind nou plaas meerendeels in jou lae LSM areas. Nee, onthou nou jou groot winkelsentrums en goed is mos nou vol, nee, daar's nie meer uitbreiding nie. So jou uitbreidingsgeleenthede lê meer in die plattelandse areas en so aan. En natuurlik nou daar is jou probleem is jy weet jy kan nie daar soveel wins maak as wat jy sou wou nie. Jy moet baie seker maak van die tipe produkte wat jy daar insit. En jou hele voorsieningsketting is duurder na soos ek jou buiteliggende areas. En natuurlik ons is nog nie daar met die kits aflewering oplossing op alle gebiede nie. Dis definitief iets waarna ons kyk, beide in die apteek en ook ander. En dan natuurlik ek dink ons verbruikerservaring op die app en op ons webwerf kort baie aandag. Ons is nou besig om dit heeltemal, jy weet wat gebeur as jy een van die eerstes is wat 'n app het, nê? Is naderhand almal plak daaraan wat hulle daaraan op. So nou voel dit vir my so 'n bietjie soos 'n negosiewinkel. Jy weet, so ons het hom so 'n bietjie streamline en hom so 'n bietjie terugbring, want ons het so baie goeders. Dan het jy dit, dan het jy die virtual doctor. Dan het jy en ek dink ons het te veel goeders probeer aansit en dan raak hy bietjie. Wat is ons geleenthede? Altyd uitbreiding na strategiese areas. Jy wil daar wees waar, jy weet soos die Engelse sê, you want to fish where the fish are. Maar dan natuurlik nog meer gevorderde groot data toepassing. Jy weet, daai tegnologie en daai toepassingsmoontlikhede, Jacques, letterlik, dit voel vir my elke keer as ek met my analitiese span ontmoet, dan is daar net nog meer ongelooflike goed rondom artificial intelligence, machine learning. Jy weet, dit is ongelooflik wat hierdie, 'n partykeer kyk ek vir die analiste en dink, maar moet jy nie nog op skool wees nie? Ek meen dit is jong mense wat hierdie ongelooflike modelle vir ons kan bou, maar die geleentheid is altyd in meer en dan natuurlik hierdie meer winsgewende afleweringsmodelle. Ek dink ons geleentheid is om daai sweet spot te kry waar jy vir die verbruiker sê, kyk, dit is nie so maklik om in 60 minute af te lewer nie. Maar weet wat nie? Jy kan 'n belofte maak en sê, as ek vir jou sê in 24 uur, dan gaan ek vir jou aflewer in 24 uur en ek gaan alles vir jou bring. Want wat baie keer hierdie kort en my modelle mask nê, is dit lyk so seksie aan die buitekant, maar as jy gaan kyk na die terugvoering op die webwerf, ek het nie al my produkte gekry nie. Jy was nie regtig daar nie. Van 'n risikoperspektief, ek dink die laaste oproer in KZN het vir ons gewys dat 'n volatiele politieke bestel vir ons is, jy weet, ons het op 'n stadium 161 van ons winkels moes toemaak, want omdat ons 'n meer landelike voetspoor het, jy weet, was dit die winkels wat gebrand het en wat gesteel is en so aan. So, jy weet, daai tipe van goed vang vir ons en omdat ons jy weet, Dis-Chem kyker meer vir jou behoor LSM's. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die afkorting LSM verwys na Living Standards Measure. Suid-Afrika se bevolking word vir bemarkingsdoeleindes volgens hul lewensstandaarde in 3 LSM groepe verdeel. LSM 1 tot 4 verteenwoordig die lae-inkomste verbruikers, LSM 5 tot 7 die middelklas of opkomende verbruikers en LSM 8 tot 10 die hoër inkomste verbruikers. Altesaam 22% van die bevolking is deel van LSM 1 tot 4, sowat 53% is deel van LSM 5 tot 7, terwyl 25% deel is van LSM 8 tot 10. Ons het letterlik mense van 'n LSM
3 tot 'n LSM10 wat in ons winkel. So die ekonomie het 'n ander impak op ons. Soos byvoorbeeld die 15de van die maand is baie groot vir ons, want ons het baie staatsdiensamptenare, ons het baie loonwerkers by ons. So jou risiko is as die ekonomie bloei, jy weet, ons voel hom maar jy weet, ons sit met hierdie ongelooflike databasis rondom ons klapkaart, ons het hom nou net gerevamp, soos hulle sê, ons het fantastiese nuwe, dis nou waar jy sien, dan kom die kreatiewe kant van my nou uit, 'n nuwe goed, 'n nuwe TV-advertensie, en dis lekker om te sien, jy weet, ons het elke maandag het ons nou ons scorecard meeting, om elke week te sien hoe groei dit. Daar's nie een weekjob wat ons nie nog lede by kry nie. Ja. En dit sê vir my, dis 'n suksesresep. En ons probeer vernuwe, ons probeer vir die ouens, jy weet, hulle sê op enige gegewe stadium, het enige iemand 20 loyaliteitsprogramkaarte in sy wallet of sy virtual wallet. Nou, wat vir my belangrik is as hoof van bemarking is, hoe maak ek seker, myne is die eerste een waaraan Jacques dink, dat Jacques eers na my app toe gaan om te kyk, hoeveel geld het ek op cashback? Is ek al op die dubbelpunte of is ek nog op die enkelpunte? Jy weet, hoeveel deals het sy vir my hierdie week uitgedink en is hulle relevant? Jy weet, so dis 'n ongelooflike uitdaging, maar dis 'n lekker uitdaging. Jy weet, want jy weet, as jy die pionier was in loyaliteitsprogramme, jy moet heeltyd voorbly. Jy moet heeltyd voorhardloop, want die newbies gaan altyd kom, en onthou, hulle imiteer ook wat jy doen. Hulle kyk wat is suksesvol, hulle kyk wat werk en wat nie werk nie. En dis waar jy breër dink. So, ons probeer altyd dink, hoe kan ons verbruikers beloon om aan te hou by ons koop, om groter mandjies te koop, en om hulle altyd ek sê altyd, ons moet hulle altyd verras met iets nuuts en iets lekkers. En ek dink 90% van die tyd kry ons dit reg. Ja, ek het is fascinerend. Ek het vir jou klomp vra. Is jy reg? ek wil nou alles wat jy het 'n paar goed hier aangeraak. So kom ons begin sommer wat jy laaste genoem het, is die voorloper, die pionier van so 'n program en die copycats. Wie of wat is best practice in die wêreld? En is daar ouens wat julle monitor of uitvlieg en gaan gesels met hulle, of ek sê, wie het die beste loyaliteitsprogram in die wêreld? Is daar so iemand? Weet, ek dink daar is 'n horde, maar ek gaan nou kyk na die ouens wat ek op fokus, right? Want ek moet vir jou sê, as jy nou bijvoorbeeld in die telekommunikasiebedryf is, gaan hulle nou weer vir jou ander wonderlike voorbeeld. Maar ek kyk byvoorbeeld na Boots in die UK. Jy was nou. Ja, goeie Boots. Boots se loyaliteitsprogram en die manier waarop hulle letterlik die kanale gebruik om met hulle verbruikers te kommunikeer, vir ons is 'n ongelooflike best practice. Sephora in Europa, in terme van skoonheid en die innovasie, ek kan nou nie die aap uit die mou uitlaat nie, maar ons het iets, ek sê mos altyd, jy must steal with pride, nee. Ons het 'n fantastiese idee rondom skoonheid en wat ons gaan nou inbring, wat nou 'n digitale manier is, hoe jy nou goed kan aanpas en nou oulik lyk en al daai goed. Maar hulle is verskriklik kreatief met hoe hulle digitale media gebruik om loyaliteit te versterk binne 'n loyaliteitsprogram. Dan is daar natuurlik 'n ander farmaseutiese maatskappy in die VSA, CVS, Kruger. Kruger is hulle het vir my altyd, ek onthou, hulle het altyd, ons het in Texas 'n bietjie besigheid gedoen, en ek Kruger is waar ek my organiese produkte kon kry, snaaks genoeg. Het was amper ons go-to. Tweede was Target, nee, en ek dink Target is ook baie sterk met loyaliteitsprogram. En Whole Foods. Whole Foods is 'n ander een, waarna ons baie kyk. Jy weet, want jy weet, ons is in die health and wellness space, so ja, jy het ook skoonheid, nê. Maar jy sal sien, ons posisioneer onsself amper rondom die konsep van wellness in skoonheid. So dis nie net oor om mooi te lyk, dis ook skoonheid van die binnekant. Wat sit jy binne in jou lyf sodat jy kollageen en gesonde eetgewoontes. Dis nou soos GNC, is GNC 'n voorbeeld daarvan, want jy het eksklusiwiteit daarop, en by the way, dis my produk wat ek gebruik. 100%. Jy weet, as jy dink aan The Body Shop, wat ook een van ons ek meen, ja, Jacques, waar wil jy nou 'n meer amazing produk kry as die holistiese manier waarop en die gesonde manier waarna die Body Shop kyk na
na jou gesondheid. So dis die tipe van programme waarna ons kyk, maar nou moet ek vir jou sê, ek haal nie my oog vir 'n sekond van Checkers af nie. Nie vir 1 sekond nie. Ek is elke dag op hulle webwerf. Ek kyk elke dag wat hulle doen. Want ek dink hulle doen ongelooflike goed rondom, jy weet, nie so seer die lojaliteit in terme van hulle X-program nie, want hulle het nog nie hulle X-program gelink aan hulle shopping app nie, nee. Maar in die manier waarop hulle ook nou data gebruik. Ek meen, hulle het nou net Checkers X oopgemaak waar hy fantastiese 250 mens gebou is, vol analiste en data-ingenieurs en jy sou nooit, ek weet, as jy 10 jaar terug aan Shoprite Checkers gedink het, sou jy in jou lewe nie gedink het, dat hulle gaan, wat ek voel, op hierdie stadium, as dit gaan oor kleinhandel, is hulle die voorloper in terme van die gebruik van data en insig, jy weet, maar ja, ons kyk na Dis-Chem, ons kyk na Pick n Pay, jy weet, ons het baie lank na die Eckers Thank You Card gekyk, jy weet, rondom addisionele dienste wat hulle gehad het rondom begrafnispolisse en daai tipe van goed. So, hou jou oog, ek dink is belangrik om internasionaal te kyk, ek dink is baie belangrik, want baie van die trends begin daar. So ja, jy weet, ek het so 'n spannetjie wat, dis hulle werk, hulle moet vir my, hulle hou dit dop, ons is almal ingeteken op al die goed, jy weet, my mailbox loop oor partykeer, maar dit is belangrik, jy weet, laat ons kyk, wat wil ons verbruikers, wat is die volgende nuwe ding, want uiteindelik is dit, hoe bly jy voor? Jy die volgende nuwe ding. Jy weet? So nou, my tweede vraag is, jy het en ons sluit nou weer aan by die app, wat jy sê, die span op almal het goed begin vasbout aan hom, en nou het hy bietjie lomp geraak. Wat se kategorieë, jy weet, of hy wat het jy genoem, die gangetjie, wat het jy? Die duiwelse gang. Duiwelse gang, ek hou baie daarvan. Wat is julle topverkopers? Waar as jy nou moet sê top 3 kategorieë, jy weet, is dit, ek wil sê, is dit chocolates en Coke as nou 'n simpel voorbeeld, maar of is dit parfum? Jy sal nou nie vir my glo nie. Jy sal nou nie vir my glo. Weet wat ons topverkoper meeste van die tyd is toiletpapier. Veral voor COVID, toe COVID net begin het. Ja, jy weet, hy is nou maar soos ons sê, 'n KVI, nee, jy weet, ja. Hy trek nou maar die voete, en ek sal vir jou sê, dis 'n ongelooflike produk, want dis ons eie private label produk. Maar jy weet nou, ja, dis nou nie eintlik waar weet jy wat is goeie kategorieë? So ons doen verskriklik goed in ons gesondheidskategorieë rondom vitamine en aanvullings, né? Dit bly 'n groot. Dan natuurlik rondom ons geskenke, jy weet, ons 3 for 2 is 'n ek kan nie vir jou sê hoe suksesvol dit is nie. Byvoorbeeld, as ek nou dink, baie Brits, nee. Dis is 'n baie Britse retail strategie. Ja, dit het ons met liefde by Boots gesteel. En toe steel Dis-Chem met by ons begin 2 + 1. Jy weet, ons almal doen dit maar. Maar jy weet daai regte body and bath set. Jy weet daai geskenk vir die juffrou of die geskenk vir my ouma. Dit werk ongelooflik goed. Ons doen baie goed in sjokolade en daai tipe geskenke, maar dan natuurlik, jy weet, goed soos ons skoonheidsprodukte reekse doen baie goed, en dan het ons hierdie homeware section, né, met toasters en warm komberse. Ons het eenmal 'n jaar het ons hierdie massiewe elektriese uitverkoping. Ja, die goed loop by die winkel uit. 'n Airfryer. Ek kan nie dink dat sy huis in Suid-Afrika wat nie 'n airfryer het nie. Dit voel vir my of die mense breek hulle airfryers, maar jy weet, ons so mense lief dit om na Clicks te kom om daar ewe die klein itempies by ons te kom koop, want dis 'n goeie handelsmerk. Dit kos jou nie 'n plaaslike prys nie. Maar natuurlik dan nou ons apteekgedeelte, jy weet, maar ek sou sê mense kom na Clicks toe vir goed wat convenience is. Jy weet, ek wil kom en dan wil ek al my vitamine en my aanvullings op een plek kry, en dan wil ek sommer ook al my badprodukte kry, en dan wil ek sommer ook 'n geskenk vir ouma kry. En ek dink ons het dit reg gekry om te verfyn. Ons het nie die spasie wat Dis-Chem het, so ons kan nie al daai goedertjies aanhou nie. En om dit aan te hou, het anderwoorde om jou nasionale reeks aan te hou, so al jou P&G en jou Unilever produk, maar om dan ook 'n alternatief te bied. Ek sal vir jou sê, ons het van die beste privaat handelsmerkprodukte in hierdie industrie, en ek het nou al oor 'n hele paar industrieë gewerk. Dit is ongelooflike produkte, jy weet, en ek dink dit maak ons uniek. So,
Ja, maar toiletpapier, dis hoekom jy sal sien, jy weet, Sam Walton het gesê, stack them high and see them fly. So as jy nou daar by die apteek inloop en daar's 'n hele berg toiletpapier, bly stil. Dis hoe ons julle daar kry. Nou, ek het al 'n paar keer hierdie storie vertel. So my laaste koöperatiewe rol in Suid-Afrika was met Addis in die Kaap. Plastiese mense, die plastiese, so dis die Stern familie. Soos Errol Stern op hy is 3de generasie joetjie. Nee, alweer vir die Jode gewerk. Dis die Jode, nee, dis al in Bellville. Hulle wel deel van hulle fabriek was op daai stadium daar. Ek weet nie hoe baie hulle invoer nie, maar en ek kon nie my kop om hierdie maatskappy, ek kon nie my kop om die produkte kry nie. Want ek kon nie verstaan dat ons is 'n promosie en ironies genoeg op toilet brush sets doen nie. Dan gaan die verkope op nie. Want hoe baie toilet brush sets het jy nodig en hoe lank, wat keet jy die ding? Het jy, ons het nou 'n Baba Wolf, wat jy het jou honde die bloody toilet brush sets op. Hoekom gaan koop jy een? En nie hoe nie, dit was altyd 'n Constantia se Pick n Pay, die top Pick n Pay in Suid-Afrika, waar daar special was op die toilet brush sets. Nou kyk, daai tannies het seker 4 bad, dan gaan die sal, ek kon nie my kop om dit kry nie. Dit pla my nou nog. Ja, nee, ek lag. Jy weet, ek sê die een uitdaging wat ons het met Spasie, Jacques, is dat ons baba reeks is amazing. Ons baba reeks van produkte tot klere. Jy weet, my skoondogter is nog 'n jappie mamma, né? En as sy sê, jy weet, klere is uitstekend, dan moet jy weet. Dan weet jy. En ons is baie opgewonde. Ons maak nou ons 3de alleenstaande baba winkel nou oop in die Mall of Africa. Wat net Clicks baba is, want as 'n mamma inkom, jy weet wat, vir baba, dis een van ons segmente, jy weet, is moms, dan wil hulle daai baba ervaring. So, jy kan jy nou dink, ons kan nie in 'n Clicks winkel vir jou 'n karstoeltjie en 'n eetstoeltjie en 'n stoetwaandjie, maar in hierdie winkels kan ons, en dan natuurlik ons aanlyn bou ons nou, ons noem dit 'n endless aisle, jy weet die eindelose gang. Ja. Dis nie die duiwelse gang nie, dis 'n goeie gang. Dis 'n goeie hemelse gang. Waar ons werklik vir ouens die geleentheid gee om dan groter reekse in ons aanlyn winkel te gaan koop. So aanlyn is 'n ongelooflike fokus vir ons, maar ons brood en botter lê nog steeds by die ou wat inkom in die winkel in. Wat ons wel sien, as my laaste punt van dit is, weet jy dat as mense aanlyn begin koop, Jacques, is baie interessant, ek het dit by Makro ook gesien, moenie dink hulle koop minder in die winkel nie. Hulle hou nog steeds aan in die winkel koop en hulle koop aanlyn. Dis amazing. Die oorgrootste meerderheid van jou aanlyn koper, hy koop nog steeds in die winkel dieselfde, maar hy koop meer en ander goed aanlyn. So dit is vir ons, dis great. Is daar, en ek praat nou nie van medisyne, jy weet, medisyne as jy nou jou pille moet gaan optel, dis jou 3 of 4 pakkies, dis dit. Daar's nie 'n impuls komponent nie. En ek wil terugkom na die helse gang, of die duiwelse gang. En ek dink nou met impulse purchase is dit wat 69% van daai FMCG produkte is 'n impulse purchase. Kan dit wees? Want online is jy baie meer gedissiplineerd, jy doen jou navorsing, maar as jy daar in die ry gaan staan in daai drukgang, dan koop jy nog steeds die lippies en die chocolate. So jy word nog steeds uitgevang. Ons markers is baie slim, né? Onthou ons roep jou, oral waar jy loop roep ons jou, as dit nie 'n skerm is met iets op nie, ons roep jou. So ja, jy koop baie meer as wat op jou lysie is, terwyl aanlyn is 'n baie definitiewe, ek gaan vandag hier in, maar nou moet ek jou sê, nou raak ons ook al hoe slimmer, né? Ons het pop-up, moenie hierdie vergeet nie, en jy moet ook hierdie koop, en daai is nou weer, en daai is customized, né? Ek wil, dis nou weer waar daai data inkom, as jy sê, daai pop-up is nie selfs as jou pop-up nie, dis daai... Mooi uitgedink. So dis 'n wonderlike wêreld waarin ons is, jy weet, en nou sit ook so, ek praat met jou ook digitaal in die winkel, ek het 'n QR-code wat jy kan scan. Jy kan net daar in die winkel jou kamera aansit, jy kan hom scan en jy kan hom in jou mandjie sit en jy kan hom laat aflewer by jou huis. Jy weet, so as jy nie in die duiwelse gang wil gaan staan nie, kan jy dit ook doen. Jy weet, so ja, dis hierdie geïntegreerde wêreld vir my, Jacques, is seker een van die ongelooflikste pluspunte van hierdie industriële revolusie of hierdie digitale revolusie waarin ons nou leef. Jy weet, en baie retailers is baie bang daarvoor nie. Maar jy weet, my winkel gaan leegloop en ek moenie belê in aanlyn nie, want dan vat ek mense uit my winkel uit. Inteendeel, hoe meer verteenwoordig jy op verskillende plekke is,
hoe beter vir jou. Jy kan nou koop deur jou Instagram profiel. Jy kan van WhatsApp afkoop. Ons bring nou WhatsApp en jy kan nou registreer as 'n klapkaart lid op WhatsApp. Jy kry jou kaart digitaal, jy hoef nie meer die plastiese kaart. So ons praat nou, ek sê altyd, wat is omnibemarking? Dit beteken, ek praat met jou wanneer jy wil, waar jy hê, ek moet met jou praat, op watse kanaal jy wil hê, ek moet jou praat, oor wat jy wil hê, ek moet met jou praat. Nou praat ons one-to-one marketing. Sure, dit is kragtig. Hier is vir jou laaste vraag, so 'n trick question. Jy het 'n baie belangrike ding vroeër gesê van ver vooruit dink. En natuurlik, hoe op julle level, hoe dink jy ver vooruit, gegeewe juis die politiese verrassings, om aan te sluit weer wat jy sê, wat 160 winkels moes toemaak, of iets, om hulle te beskerm en so aan. Hoe beplan jy ver vooruit? Is daar 'n triek? Ja, kom ek jou sê, ek dink nie daar is 'n enkele triek nie. Ek dink dis 'n ingesteldheid. Ek dink jy kan, en ek was al in maatskappye wat so absorb raak met wat om hulle aangaan, dat hulle nie verder kan dink nie. Ek dink jy moet die vermoë hê, en dis waar sterk leierskap inkom, né? As jy 'n sterk en visionêre leierskap het, wat sê, luister, no matter wat hier om jou aangaan, of jy weet toe KwaZulu-Natal brand, ja, kon ons baie maklik gesê, arme ons, kyk nou net daar, doen hulle dit. Weet jy wat het ons dadelik gedoen? Ons het planne beraam. Ons het planne beraam om medikasie te kry van Port Elizabeth af en dit afgelewer te kry. Ons het polisie konvois gehad waar daai trokke vervoer het. En daar het wins nie vir ons saak gemaak nie. Jy weet, ons het gedink aan hoe los ons dit op. So weet jy wat? As jy 'n visionêre leierskap het, ek dink dit is 'n sleutelbestanddeel. Die tweede ding is, jy luister nie net na dit wat rondom jou is. Jy weet, ons het innovasie hubs. So ek het in my team, eenmal 'n maand, en ek maak dit oop, jy kan die veer wees vir my part, wat inkom met nuwe idees, nuwe insigte. As jy nie lees nie, as jy nie toegang het tot wat ander mense doen nie, as jy nie buite jou industrie gaan kyk nie, en jy's nie bewus van trends nie, gaan jy nie ver vooruit kan sien nie. En dan moet jy moet dit kan verbaliseer. Jy weet wat baie keer gebeur is, baie van die innovasie van ons tyd lê in die digitale spasie en kom uit die IT-koppe uit. En gewoonlik is 'n IT ou nie 'n ou wat kan praat nie. En dis belangrik dat 'n mens daai goed in ag neem, met verskillende persoonlikhede op 'n bord. Jy moet al daai stemme kan hoor. So vir my gaan dit daaroor dat jy moet kan uitstyg hieruit. Jy moet die swaar kan vat en sê, wat maak ek? Jy weet, soos die ou gesegde wat sê, if life gives you lemons, you make lemonade for God's sakes, en verkoop dit teen 'n goeie wins. Sit 'n rotjie laptop hier daarby in jou bed. Ja, ek weet dit, baie belangrik. Ek dink dis die een ding, en ek was so bevoorreg om by maatskappye nog altyd te werk wat daai ingesteldheid gehad het, om te sê, ek dink groter, maar dit lê as jou leier 'n ou nat waslap is, wat sê, nee, weet jy hoeveel gaan dit kos? Maar wat van ons wins? Dan gaan jy nooit. So soms moet jy 'n honger hê vir groei en wins moet bietjie agteruit staan. En soms moet jy 'n honger hê vir wins. En dis daai fyn balans en jy moet daai 360 grade bewustheid hê van alles rondom jou. Want vandag se raad by enige maatskappy is iemand en ek kom terug by my MBA. Dit haal daai blinkers af en ek kyk net na my ou klein area. Ek sê nie almal met MBA sien nie. Ek sê dit glad nie. Maar vir my as 'n persoon het dit gehelp om weier te kyk as net in my area, want dan sou ek nooit die ander geleenthede noodwendig raak gesien het. Melanie, dit was nou verskriklik lekker om jou te gesels. En baie insiggewend, hoor. Baie insiggewend. Verskriklik dankie vir jou tyd. Baie dankie. Dankie dat jy my gehad. Dit was nou vir my so lekker. En jy moet asseblief, jy moet kom koffie drink. Ek gaan verseker, dan ruil ons nog verhale, ons gaan nog raakpunte vind, ek van jou nou weet. Sê. Dankie Jacques, dankie baie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.